Hartlike welkom. In vandag se broodbrokkie oordink ons die skriftuurlike waarheid van hoe God se bonatuurlike krag juis midde in ons menslike swakheid ten volle manifesteer. Ons anker onsself in die woord met die volgende belofte uit 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dit is dikwels tydens ons donkerste ure, wanneer ons fisies uitgeput en emosioneel aan die einde van ons krag is, dat ons die hardste teen ons eie swakheid worstel. Ons ervaar gereeld skuldgevoelens, omdat ons meen dat ons eie krag ontoereikend vir die wedloop van die lewe is. Doch ontmoet die Here Jesus ons in hierdie wanhopige toestand met 'n radikale waarheid. Sy genade dien nie bloot as 'n tydelike hulpmiddel vir die oomblik nie, maar is 'n volkome genoegsame hulpbron vir elke geestelike behoefte. Wanneer ons eie onvermoë erken, skep ons die ruimte waarbinne die Heilige Gees sy instaatstellende krag kan demonstreer. Dit gaan in die lewe van heiligmaking nie oor jou eie krampagtige pogings nie, maar oor die mate waarin jy volkome op sy krag kan staatmaak, terwyl jy deur die storms van die lewe navigeer. Net soos Paulus moet ons ook hierdie uiters belangrike les leer. Hy het geworstel met 'n doring in die vlees, wat hom voortdurend gekwel het. Dit was 'n daaglikse herinnering aan sy eie swakheid en afhanklikheid. In plaas daarvan om die beproewing te verwyder, het die Here vir Paulus geleer dat geestelike oorwinning en vrugbaarheid juis daar plaasvind waar menslike vermoëns eindig. Net soos Paulus kan jy vandag kies om nie jou swakheid te verberg of jouself daaroor te kwel nie, maar om dit in nederigheid voor die Here te lê as die instrument waardeur sy krag sigbaar word. Dit is binne hierdie raamwerk van afhanklikheid waarin jy van krag tot krag kan groei, om toenemend gelykvormig aan die beeld van Christus te word. Indien jy hierdie geestelike geleentheid van afhanklikheid aanwend om in geloof en heiligmaking te groei, kan jy daarvan verseker wees dat die Here jou getrouheid met genadeloon sal bekroon. Hier is 'n praktiese oefening vir vandag. Wanneer jy daardie gevoel van oorweldiging of onvermoë ervaar, stop onmiddellik en bely saggies: Here, ek kan nie, maar U kan. Ek rus nou volkome in U krag. Hierdie is 'n geloofsdaad wat jy prakties moet uitleef. Neem 5 minute om doelbewus in stilte te verkeer en ons vers vir vandag te oordink. Vra die Here om jou geestelike oë te open, sodat jy die oorvloedige genade wat reeds in jou situasie voorsien is, kan raak sien. In plaas daarvan om op die probleem te fokus, verskuif jou aandag na Christus en gee uitvoering aan die wet van Christus, deur vandag, selfs te midde van jou eie kragteloosheid, een doelbewuste daad van liefde en diens aan 'n medemens te bewys. Laat ons saam bid. Here Jesus, ek dank U dat U genade onfeilbaar en altyd genoegsaam is vir my. Vergewe my waar ek in my eie krag probeer stoei het. Ek lê vandag my swakhede, my vrese en my uitputting aan U voete neer. Laat U krag in my swakheid volbring word, sodat ek as 'n getroue disipel in geloof en standvastigheid kan groei, tot eer van U naam. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag se broodbrokkie saam met my gedeel het. Indien jy dieper wil delf in skrifgebaseerde oordenkings wat fokus op die onmeetbare rykdom van God se vrye genade, nooi ek jou hartlik uit om ons webwerf by dieskrifte.org te besoek. As vandag se boodskap vir jou tot seën was, like asseblief hierdie video, deel dit met ander en maak seker dat jy ingeteken is, sodat ons môre weer rondom die woord kan vergader. Mag jy vandag God se instaatstellende genade tasbaar in jou lewe beleef. Seëngroete.